Heilige Gees, kom wees welkom in ons midde. Daar is niemand soos U nie. U is God. U is die een wat ons rig, ons lei, ons bystaan, ons leer van wie Jesus is, die woord vir ons oopbreek, ons verkoop, ons bemoedig, ons vertroos. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees. Here, ons wil vir U dankie sê dat vandag in die geskiedenis, dat daar 'n dag en 'n oomblik was waar U belofte teenoor U navolgers nagekom het om te sê, ek sal vir julle hom stuur, wat julle sal toerus, wat julle die krag sal gee, wat julle nodig sal hê, om my ambassadeurs te wees. Gaan wag op die belofte van my Gees. En Here, in 'n geleentheid soos hierdie waar hulle bymekaar was en saam gewag het op die belofte, het U in 'n oomblik U Gees uitgestort. En Here, dankie dat van daardie oomblik af U Heilige Gees uitgestort word op elkeen wat hulle knie buig en Jesus erken as verlosser en saligmaker. En daarom, Here, vir elkeen van ons wat vandag hier sit, Here, ons kan bly wees dat U Heilige Gees binne elkeen van ons woon wat kan verklaar en sê, Christus Jesus is die Here. En ons dankie daarvoor, Here. Ons loof en ons prys U. Op hierdie spesiale Sondag, Pinkster Sondag, wil ons U naam verheerlik en groot maak en net vir U dankie sê vir U kosbare Heilige Gees wat vir ons gegee is. En ons dankie daarvoor met groot danksegging. Ons bid vir hierdie byeenkoms vanoggend dat U hier sal kom doen net soos wat U wil, dat dit nie oor enige mens sal gaan nie, maar dat dit sal gaan oor die verheerliking van Jesus Christus en deur U Heilige Gees verkoop en opgebou te word. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. En as jy dit glo, sê amen. Nou, as ek vir jou sou vra vanoggend, wie sê jy is die Heilige Gees? Dan gaan ek glo elkeen van ons wat hier sit, kan kom met 'n antwoord. Selfs as daardie antwoord is, ek weet nie wie hy is nie. Ek weet nie van wie jy praat nie. Weet jy hoekom is dit so? En ek gaan sommer na my eie vraag antwoord. Dit is so omdat elke Christen, elke kind van God, 'n teologiese student is. Nou kan jy vir my sê, maar hoe is dit moontlik dat ek 'n teologiese student is? En as ek vir jou moet verwys, dan moet ek eers vir jou sê, wat is teologie? Miskien het jy nog nooit so begryp nie. Nou kom ons kyk, wat is teologie? Sê teologie is 'n studie van die aard van God, met ander woorde wie God is, jou godsdienstige oortuigings, met ander woorde wat jy glo oor wie God is, en die praktyk van geloof, hoe jy toepas dit wat jy glo. En elkeen van ons, soos ons sit hierso vanoggend, weet nie alles van God nie. Maar die verskil kom daarin dat ek en jy graag wil weet. Of ek hoop ten minste so. Ek en jy moet as kind van die Here sit met hierdie verwagting in ons hart, dat ek meer van God kan leer ken en dat die Here my geroep het om sy kind te wees en nader hom te stap. Ek wil meer weet van hom. Ek wil meer verstaan van hom. Want hy is my God. Hierdie God wat sê, ek wil in 'n verhouding met jou staan. Hierdie God wat sê, ek wil hê dat jy deel van my lewe moet wees. Maar om te kan verstaan wie God is, het ek 'n bron nodig.
iewers waar ek inligting vandaan kan kry, wat vir my gaan die opsie gee, om as daar 'n bron is, en hy gee vir my inligting, dan vat ek hierdie inligting, en ek interpreteer die inligting, oor God. Jy kom nou vanoggend na hierdie gemeente toe, miskien besoek hierso, en jy sien my hier voor staan, en met jou praat. Vanoggend is ek 'n bron vir jou, want die Heilige Gees glo ek met alles in my, wat ek vir jou gaan gee, is wat hy vir my gegee het. Ek gaan vir jou inligting gee, en hierdie inligting wat ek vir jou gaan gee, gaan jy interpreteer. Dis teologie. Jy studeer vanoggend. Jy het nooit gedink, dalk jy sit weer terug in die universiteit nie, maar hier is jy nou. Maar jou interpretasie gaan vir jou 'n Christelike identiteit gee. Dit gaan vir jou interpretasie van wat jy leer van die bron se inligting, gaan vir jou sê wie jy in Christus is. Dit gaan vir jou sê, jou interpretasie van wie God is vir jou, wat jy van hom kan glo, en wat jy glo, hoe jy dit gaan toepas. Want in alles, as die Heilige Gees vir my en vir jou wil leer, dan leer hy ons met 'n doel. En daardie doel is vir iets om te gebeur in my en jou lewe. The Holy Spirit will not teach me and you something, and there's not a purpose for it. Hy wil hê dat ek en jy moet leer, sodat ons lewens kan verander. So, wat baie belangrik is vir my en vir jou as 'n kind van God, is om seker te maak wie jou bron is, of jou bron, waar jou bron vandaan kom. Want oral, soos ek en jy leer van God, ouens wat nou al lank al 'n pad saam met die Here stap ook, sal vir jou sê, weet jy wat, ek het baie van God geleer van verskillende bronne af. Maar dit is baie belangrik vir my om jou te weet wie daai bron is, want oral waar jy gaan in die bron wat jy kry, om vir jou inligting gegee, kom van 'n sekere tradisie af, en tradisie speel 'n verskriklike belangrike rol aan hoe jy gaan interpreteer wat die bron vir jou gee. So maak seker oor jou bron, en maak seker waar die tradisie wat jou bron vandaan kom. Want die tradisie gaan dan 'n impak hê op die vorming van jou teologie. En dit gaan jou teologie beïnvloed. Want dit hang af van wat ek vir jou wil leer. Die ou wat ek praat nou van myself, praat ek van al die ouens of al die bronne wat jy nou al teëgekom met jou lewe wat vir jou iets wil leer. Maar vanoggend wil ek ook vir jou net seker, met alle sekerheid sê, daar is net een onfeilbare bron om vir jou te leer oor die woord van God, en oor Jesus, en oor die Vader, en dit is die woord van God. Hy is al onfeilbare. Daar is geen ander soos wat hy is nie. Alle ander bronne kan feilbaar wees. Die woord van God is my en jou belangrikste bron. Ek kan nie leer van God as ek net DVD's kyk nie. En dink dit gaan nie 'n invloed op my teologie hê nie. Ek kan nie net na mense se preke luister nie en sê dit is die alfa en die omega. I need to go na die bron van my inligting wat ek kry. So as ek nou vanoggend met jou praat en ek gee vir jou skrifte, dan is die verantwoordelikheid en die plig, want ek weet wie dit vir my gegee, die Heilige Gees van God. Dit is jou as kind van God se plig en verantwoordelikheid om te gaan sit met die woord van God en vir die Heilige Gees te vra, Heilige Gees, wat wil U vir my hier uit leer?
Met alles moet hy altyd ons go-to bron wees. Ons interpretasie moet altyd ooreenstem met wie hy sê die Heilige Gees is. I cannot stand here today and preach and teach to you about the Holy Spirit if I did not go and look what the Word of God is saying. Want so baie bronne glo so verskillend, omdat hulle bronne hulle eie leerstellings, hulle eie oortuigings en hulle eie praktyke volg. En die rede hoekom mense so verskil oor die woord, is omdat teologie, die leer van God, wie God is, nie net akademies is nie. Dit sluit ook spirituele refleksie in, met ander woorde, ervarings wat ek van God het, persoonlike oortuigings wat ek glo van die Here, en ervarings in verskillende kulture het ook 'n invloed op wat die persoon wat voor jou staan, jou bron wanneer jy kyk of luister, met jou praat. En daarom kan jy gaan na daai kerk toe en hulle wil so vir jou leer oor die woord van God, of na daai kerk toe en hulle wil vir jou hierdie goed leer oor die woord van God. Maar waar los dit jou? Dit los jou om interpreteer op die ou ende van die dag wat die spreker voor jou sê, of wat jou bron doen. As die woord nie die primêre bron van enige Christen is nie, hou dit 'n gevaar vir die vorming van daardie Christen se identiteit in. So, wat is dan die oplossing vir my en jou? Maak seker, jy weet wie die persoon is wat voor jou staan, en jy weet waarin glo die dominasie wat jy besoek, of waarvan jy deel is. Ek kan vir jou nou sê, hier in hierdie denominasie, wat die AGS van Suid-Afrika is, glo die AGS van Suid-Afrika, waar jy nou is, aan die heilige drie-eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie denominasie wat jy besoek, glo die woord van God is die woord van God. Hierdie dominasie, ek wil dit terugbring na ons toe, hierdie gemeente, glo dat die Vader die skepper is van die heelal. Hierdie dominasie, hierdie kerk, glo dat Jesus Christus gekom het en kom sterf het vir my en jou salvation. Dat ek en jy gered kan word. Hierdie kerk glo dat hy gesterf het aan 'n kruis. Dat hy opgestaan het uit die dode na die derde dag, aan mense verskyn het en opgevaar het na die hemel, waar hy aan die regterhand van God sit en waar hy vir my en jou intree. Hierdie kerk glo aan die Heilige Gees, word gegee deur die Vader, vir elkeen wat glo. En hierdie kerk glo dat die Heilige Gees die kinders van God in die gemeente toerus. En dat hy nou nog werksaam is in hierdie gemeente, deur die kinders van God. Jy wat hier sit, of jy wat hier sit, of jy wat hier sit. God says that His Holy Spirit wants to work through you. Wat sê Jesus oor mense wat vals leerstellings verkondig? Jesus sê, jy sal hulle aan hulle vrugte ken. Met ander woorde,
kyk na die bronne wat jy gebruik se optrede of dit 'n negatiewe resultate voortbring. En hier is 'n gevaarteken vir jou en my. Kies die bronne. Hoekom glo ons dat die woord van God ons primêre bron moet wees? Daar's 'n skrif wat sê, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Amen. As die skrif dan sê, die woord was by God, dan beteken dit mos, dit dui op 'n aparte persoon. Want God kan nie by God wees nie. En as die woord dan sê, die woord was God, beteken dit, hy is ook nie geskape nie. Want hy is God. So, ons weet nou al, dat in hierdie gemeente ons glo dat Jesus Christus is die woord van God. En 1 Johannes 1 vers 14 sê vir ons, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eerstgeborene, wat van die Vader kom, vol van genade, en vol van waarheid. En weet jy wat help my nou al meer as 20 jaar? Weet jy wat kry my deur dit alles? Is dat ek die woord van God nie as 'n boek sien wat daar lê nie. Ek sien die woord van God as 'n persoon. En sy naam is Jesus Christus. If you can get over that, then Satan will not give you false teachings because you will laugh at him. As jy dit kan deurtrek, dat jy die woord van God, die Bybel as 'n persoon sien, wat sy naam Jesus Christus is, dan sal jy ophou om te glo aan die mense wat vir jou sê, hy bestaan nie. Because he is the King of Kings and the Lord of Lords. Daarom is daar die waarskuwing vir my en vir jou. En ek wil regtig vir jou sê, ek praat met jou vanoggend, presies soos die Heilige Gees vir my gesê het, hierdie afgelope 2 weke. Bly weg van fly-by-night people, DVD's en mense wat hulle eie dinge wil doen. Jesus Christus het gesê, daar is 'n struktuur in 'n gemeente. Daar is te veel mense wat op hulle eie wil gaan en sê, kom hier na my toe, kom luister wat sê die Heilige Gees, kom hoor die ware woord van God. Maar wat sê Jesus moet jy doen? Kyk na die vrugte van daardie persoon, daardie mense. Kyk na die vrugte van hulle, of hulle goed of sleg is. Hoe kan ek sê, as ek na die vrugte van 'n persoon kyk, laat ek vir jou sê, vanoggend, hierdie waarheid. As jy my net sien hier op 'n Saterdag of op 'n Sondagoggend, weet jy nie wie is ek nie. Ken jy nie die vrugte wat ek dra nie? There's one way to know, and that is to stand in a relationship with the person that is in front of you. To stand in a relationship to the church, hallelujah. Man, dis hoekom ons besig is met die omgegroepe, want die tyd het gekom dat ons weer in 'n verhouding met mekaar moet staan. Dan sal daar nie van ons mense net wegval en sê, ek like nie wat daai Poelie gesê het vanoggend, of François gesê het vanoggend nie. Ek like hulle nie. Weet jy wat, ek like nie vir daai man daar voor in die kerkie. Want omdat hy is, kom ek nie meer kerk toe nie. Verskonings. In 20 jaar het ek hulle almal gehoor. Dit gaan oor jou relationship met God. Dit gaan oor die verhouding wat die Here met jou wil hê. Dis jou kans. En dis hoekom ek glo met my hart die Heilige Gees vir jou vanoggend sê, hallo.
Ek is hier vir jou vanoggend. Moenie bekommerd wees oor die persoon langs jou nie. I've got him. Moenie bekommerd wees oor die vrou langs jou nie. I've got her. Vir jou vanoggend wil ek mee praat. Volgens die Christelike teologie word die Heilige Gees beskou as die derde persoon van die Heilige Drie-eenheid. Hy word ook genoem die Gees van God en die Gees van waarheid. As jy dit miskien die eerste keer in jou lewe gehoor het, as dit miskien vandag die eerste keer is wat jy iets anders hoor, wil ek vir jou gesê het, net vir hierdie oomblik, niks gaan gebeur met jou nie. Sit alles wat jy weet van die Heilige Gees, sit dit net een kant. En fokus op wat die woord vanoggend vir jou sê, wie is God se Gees? Focus on him. I promise you, he already said, I am here this morning, the Holy Spirit of God. Ek beloof jou, as jy hom toelaat, as jy jou hart vir hom oopmaak, then he will come in. And he will stay with you, and he will talk with you this morning. Hy sal met jou praat en met jou redeneer, elke skrif wat jy sien, en hy laat hom jou oortuig. Ek kan niemand oortuig nie, but the Holy Spirit of God, who is present this morning. En ek glo met alles in my, die Heilige Gees wil vir jou gewys het vanoggend dat hy teenwoordig is. Hy het iemand net nodig om op te staan, om vir iemand iets te sê, om op te staan in geloof en te gaan en te doen, sodat hy deur jou kan werk. En vanoggend wil ek vir jou sê, toe ek opkom vanoggend, en ek het vir Alwyn gesê, speel net aan. Dit is nie gerehears nie, dit is nie geoefen nie, ons het nie vooraf beplan nie, but the Spirit of God, hallelujah, the Spirit of God can do miracles through you. The Spirit of God shows God's presence. Fokus op die woord van God. In die Ou Testament leer die woord van God ons dat die Heilige Gees aktief teenwoordig was by die skepping en ook by die mense van God. Baie mense sal vir jou vertel, maar die Heilige Gees het eers later gekom in die Nuwe Testament. Nee, dis nie wat die woord van God leer nie. Die woord van God leer vir my en vir jou, dat hy daar was, juis met die skepping alreeds, was hy teenwoordig. Genesis 1 vers 2, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die Gees van God het geswerf op die waters. Hierdie toon vir jou en vir my, sê vir jou en vir my, leer vir jou en vir my, dat toe God daar was, in die begin met die skepping alreeds, toe was die Gees daar, halleluja. En sy Gees dui vir my en vir jou op God se teenwoordigheid, maar ook sy werking, nie net sy teenwoordigheid nie, maar ook dat hy gewerk het en hy self deel was van die skeppingsproses. Numeri 11 vers 25, baie interessant. Daarna het die Here afgekom in 'n wolk en met hom gepraat, en van die Gees wat op hom was geneem het en dit op die 70 manne geplaas, wat saam met hom gewoon het. En toe die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer en verder nie weer nie. Hulle het geprofeteer, hoekom het hulle daardie verskil gemaak? Om vir jou te wys dat God teenwoordig is. Nou wat het hier gebeur? Moses is waarvan hulle gepraat het, die woord praat. Moses klaar by God. Hy sê vir die Here, God,
Die taak van leierskap is vir my te swaar, hier's te veel mense. God sê vir hom, okay Moses, kies vir jou 70 man, wat vir jou leiers gaan wees. En hierdie 70 man, was saam met Moses in die tent van samekoms, en hulle het tot God gebid, en dit is toe dit gebeur het. God daal neer, neem van die gees wat op Moses was, sit dit op die leiers, en hulle begin profeteer. Geen leier kan 'n leier wees in 'n gemeente sonder die gees van God nie. And that is why it is so important to know your people. Van die kerkraad sê altyd, die pastoor het so groot verantwoordelikheid wat betref van die mense wat hier voor staan. Dis hoekom nie enige iemand kan sommer net kom in die klavierspeel. Al is hy 'n professionele klavierspeler. Nie enige iemand kan sommer net kom sing nie. Nie enige iemand kan sommer net die voorsang speel of die dromme speel of net doen wat hulle wil, gitaar speel nie. It is important that they must have the Spirit of God leading them. En ek sê vir jou, vir God, maak die hart meer saak as ek, wat dalk 'n professionele ou is, geld verdien, en nou hier wil kom staan en sing en sê die kerk moet my betaal. It's not about that. It's about your willingness to go to God. In die Ou Testament leer die woord van God ons dat die Heilige Gees aktief teenwoordig was by die skepping en ook by die mense van God. 1 Samuel 16 vers 13 tot 14. Samuel het toe die horing met olie geneem en hom in die midde van sy broers gesalf. Hy praat van Dawid. En die Gees van die Here het oor Dawid gekom van daardie dag af voortaan. Jesaja 11 vers 2. Jesaja 11 vers 2 praat, die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad gee en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen, die Gees wat eerbied vir die Here. Praat van Jesus Christus wat sou kom. The Holy Spirit will come and be on him. In die Nuwe Testament leer die woord van God ons dat die Vader, die Seun, dat die Vader die Heilige Gees bevestig deur hom te stuur. Matteus 3 vers 16 tot 17. En toe Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgedaan en kyk, die hemel het oopgegaan vir hom en hy het die Gees van God gesien wat soos 'n duif op hom neergedaal het. En kyk, 'n stem uit die hemel het gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Hierdie gedeelte in die woord van God dui ook vir my en vir jou aan, die verhouding wat daar is tussen die Gees, tussen die Seun en tussen die Vader. Johannes 14 vers 15 tot 17 sê Jesus Christus, so die Vader bevestig die Heilige Gees, die Seun bevestig die Heilige Gees. Jesus wat praat, hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, want hy bly by julle en sal by julle wees. Die Heilige Gees word in die Nuwe Testament genoem en hy word aan my en jou verduidelik deur sy name wat hy in die gemeente kom doen. Eerstens, hy word genoem die trooster. Die parakleet.
Die Griekse woord wat sê vir ons dat hy ons helper is, ons vertrooster is en ons advokaat is. What is the word saying? That the Holy Spirit wants to be in a relationship with you. Wat sê die Heilige Gees vir jou? Ek roep jou vanoggend op jou naam. Moenie fokus op die mense langs jou nie. Fokus jy op my, want ek wil met jou in 'n verhouding staan. Ek wil vir jou 'n helper wees. Ek wil vir jou 'n vertrooster wees en ek wil vir jou 'n advokaat wees. Maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal vir julle alles leer en julle herinner aan wat ek vir julle gesê het. Hy word ook genoem die Gees van waarheid. Johannes 16 vers 13, wanneer hy kom, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal sê, sal nie van homself afkom nie. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Die Heilige Gees openbaar aan jou en my die waarheid. Hy openbaar aan sy disippels die waarheid oor geestelike dinge, die waarheid oor die woord van God. Die Heilige Gees praat nie net uit homself uit nie, hy praat wat hy hoor. Het Jesus Christus nie ook baie keer vir hom gesê nie, vir sy disippels, hy praat wat hy hoor. Hy word ook genoem, die Gees van God, 1 Korintiërs 2 vers 11, want wie van die mense ken die dinge van die mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ken niemand die dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Wil jy verstaan oor die dinge van God? Want soos die woord sê, net soos die mense wat om jou sit, vanoggend, nie jou hart ten volle ken nie. Miskien ken hulle nie eens wie die persoon is wie jy is nie, maar jy weet hoekom is jy vanoggend hier? Jy weet wat het jou gedryf hiernatoe? Jy weet hoekom het jy die besluit gemaak? Jy weet wie jy is. Nou leer die woord van ons, net soos dit, weet die Heilige Gees presies wie God is. En wat sê die Heilige Gees? Hy wil God aan jou en my openbaar. Hy wil jou en my bemagtig. Hy wil deel van my en jou lewe wees. Hy wil vir my en jou insig en begrip gee. Die Nuwe Testament leer die woord van God ons, wat die Heilige Gees doen vir die kinders van God. En dit is die eerste en een van die belangrikste dinge vir elke kind van God. Die Heilige Gees, en dit is wat Christendom, 'n kind van God, so verskillend maak as al die ander gelowe. Die Heilige Gees eerstens wil transformasie bring, eerstens in jou lewe. Want hy veroorsaak dat hulle wat vrug dra, wat by die bekering pas, halleluja. Nou, as ek sê, dat die Heilige Gees in my bly, en deel is van my lewe, dan moet ek weet, dat ek die vrug gaan moet dra wat by bekering pas. Want hy gaan my leer om dit te doen. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. En hierdie, omdat die woord van God sê, wie kan die persoon judge
behalwe die persoon self. Jy wat weet wat in jou hart ingaan. Daarom sê die vrug van die Gees daarin teenoor is liefde. Is liefde teenwoordig in jou lewe? Hoe hanteer jy en ek ander mense? Vreugde. Is vreugde teenwoordig in my en jou lewe? Vrede. Het ek vrede in my lewe? Geduld. Vriendelikheid. Goedhartigheid. Getrouheid. Nederigheid. En selfbeheersing. Lukas 3 vers 28 sê die Here vir sy kinders: dra dan die vrugte wat by die bekering pas en moenie begin om by julleself te sê ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham te verwek. Die Heilige Gees sê vanoggend, moenie sê jy is 'n Christen en jy het arrive nie, maar daar's geen vrugte in jou lewe wat by die bekering pas nie. Die Nuwe Testament leer ons ook dat die woord van God, wat die Heilige Gees doen deur die kinders van God. Eerstens, hy maak disippels van die kinders van God. En dan, die kinders van God daarna maak disippels van ander mense. Daarom gee hy aan die kinders van God gawes om te kan werk in die gemeente. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 11 sê die volgende. Die Heilige Gees sê, hy sal jou toerus so, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes. Maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Want aan die een word deur die Gees gegee die gawe om 'n woord van wysheid te praat. Aan die ander 'n woord van kennis. Aan dieselfde Gees. Deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan die ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen. Aan die ander die gawe om te profeteer. En aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te kan onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om in ongewone tale en klanke te gebruik. En aan ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik gegee en uitgedeel word soos wat hy wil. Halleluja. Hoekom gee die Here, hoekom gee die Heilige Gees hierdie spesiale vermoëns aan my en jou? Om te kan dien. Die kort en lank daarvan. Om te kan dien. So if you say to God, God, I want your Holy Spirit in me. Heilige Gees, ek wil jou deel van my hê. Dan is daar die twee dinge wat die Heilige Gees dadelik in jou lewe gaan doen as kind van God. Die eerste ding, transformasie. En die tweede ding, disippelskap.
En daardeur kan ek en jy onsself oordeel waar ons staan. Die Nuwe Testament leer die woord van God ons wie die Heilige Gees as persoon is. Ek kan tog nie sê, ek wil jou vriend wees, maar ek ken jou nie. Wie wil my vriend wees as hy my nie ken nie? Daarom leer die Heilige Gees vir my en vir jou wie hy is deur die woord van God, deur sy name. Hy leer my en jou wat 'n tipe persoon hy is. Hy leer my en jou van sy persoonlikheid deur sy name. So wat sê die Nuwe Testament, die woord van God, wie is die Heilige Gees? Hy is eerstens trooster en advokaat. En ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle ander trooster gee, om by julle te wees tot in ewigheid, die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie ken nie, omdat hy hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, want hy bly by julle en sal vir altyd by julle wees. Die tweede een, hy is 'n onderwyser. Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy is die een wat ons oortuig van sonde. Onthou, transformasie wat kom, wat beteken transformasie? Daar is sekere goed wat ek gaan aflê, en ek gaan verander, en ek gaan vernuwe word, in 'n ander mens, wat die vrug van die Gees gaan dra by my, die een wat my gaan oortuig van sonde, want ek kan jou nie oortuig van sonde nie. Ek kan vir jou sê, die Bybel sê, dis verkeerd, jy moenie dat doen, maar wat sê die Heilige Gees vir jou? En as hy gekom het, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Hy is die een wat gaan bemagtig, vir jou en my bemagtig vir die bediening. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, sowel as Jerusalem, as die hele Judea, die Samaria, en tot aan die eindes van die aarde, halleluja. Hy gaan jou bemagtig, en vir jou krag gee. Hy is die een wat eenheid bewerkstellig onder alle gelowiges. Galasiërs 3 vers 28. Hier is nie Jood of Griet nie. Hier is nie slaaf of vryman nie. Hier is nie man of vrou nie, want julle is almal een in Christus. Halleluja. Hy is ons tussenganger in gebed. Hy sal my en jou help om te bid. Romeine 8 vers 26 en 27. En net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie wat ons moet bid nie, soos ons behoort nie. Maar die Gees self pleit vir ons met onuitspreeklike sugte. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy volgens God pleit vir die heiliges. Hy is die een wat die waarheid aan ons sal openbaar. Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle sal herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Om te vra vir die Heilige Gees van God, om jou vriend te wees, is een ding. Maar om te bepaal wat se vriend jy is 'n ander. 'n
'n vriendskap word altyd op verhouding gebou. You say you want to be God's friend. God sê vir Nikodemus, jy sal die koninkryk van God nie binnegaan as jy nie wedergebore is nie. Esegiel 26 vanaf vers 36 vanaf vers 26 sê die Here, wat gebeur met jou as jy wedergebore word? Hy sê, en ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. En ek sal die hart van klip uit jou binneste verwyder en jou 'n hart van vlees gee. En ek sal jou 'n nuwe gees gee, wat veroorsaak dat jy in my verordeninge wandel en doen wat ek sê. En ek sal vir jou 'n volk wees, 'n God wees, en jy sal vir my 'n volk wees. Om te kies om die Here as God te hê, bly die keuse, maak nie saak hoe oud jy is nie, of hoe jonk jy is nie. Maak nie saak wat jou teologiese agtergrond is nie. Die keuse bly by jou. But this morning I want to say to you, if you choose to have the Holy Spirit as your friend, please see the picture of the Holy Spirit as a friend. Dat hy daar is vir die gemeente. Dat hy eerstens jou gaan lei na transformasie in jou eie lewe. Dat hy tweedens jou gaan lei om vrug te dra. Met ander woorde, disippelskap te wees. En dat hy jou gaan toerus, so jy hoef nie eens bekommerd te wees nie oor wat jy gaan doen nie. Want hy gaan vir jou gee soos wat hy wil. Het sy 'n woord van wysheid? Het sy om in ander tale te praat? Al daardie wat ons genoem het. En ek wil hiermee afsluit vir oggend. Ek wil hiermee afsluit vir oggend. Hy, dis wie hy is. Die Heilige Gees van God is die beste vriend vir hulle wat kies om sy vriend te wees. Hy is ons verhouding met God. Daarmee bedoel ek, ons kan nie sonder om in 'n verhouding met God staan nie. Want as hy nie is nie, is ons ook nie. En dit het die Vader en die Seun gegee. Hy sal ons oortuig van sonde, want dis hy wat my en jou lei na bekering. En dan hy sal my en jou help om te transformeer. Wat ons dan in staat sal van 'n verhouding met hom te staan. Hy is die een wat vir my en vir jou gaan openbaar wie God is. Want sonder hom, hoe anders sal ek en jy verstaan? Hy is die een, die Heilige Gees van God, wat my en jou sal bemagtig vir disippelskap. Hy sal vir my en jou daardeur ons purpose gee. Hy sal vir my en jou leer om 'n kind van God te wees. Want om kind van God te wees is nie net woorde nie, maar dis aksies. Om 'n disipel te wees. Hy is daar vir ons in tye van nood en in ons swakheid, sodat ons nie sal opgee nie. Hy los ons nie net alleen en sê, there you go nie.
Hy bring geestelike groei vir my en vir jou. Hy help ons dat ons Christus kan volg. Hy bewerkstellig die vrug van die Gees in ons lewens, sodat ons kan lewe met liefde en vreugde en geduld en selfbeheersing en getrouheid. Hy is 'n vriend vir my en hy is ook 'n vriend vir jou. And this morning, glo ek met alles in my, die keuse om sy vriend te wees, lê by jou. Die keuse om te sê, Here, ek het nie verstaan wat kind van God wees behels nie, maar ek wil definitief 'n kind van U wees, lê by jou vanoggend. Ek gaan jou vra, net daar waar jy sit, maak net toe jou oë en laat die Heilige Gees vanoggend toe om jou te werk. As hy vanoggend veroorsaak het dat jy hier is vanoggend, as hy by jou kom stil staan het vanoggend, en vir jy glo, want alles wat ons doen moet gebaseer wees op geloof, en hy sê vir jou vanoggend, hallo, vanoggend is ek hier vir jou, en daar die keuse is in jou hande om vanoggend te sê, Here, ek wil die deel van my lewe hê, Here, ek wil die Gees in my hê, ek wil die Gees oor my hê, ek wil gevul word met die Heilige Gees, ek wil gedoop word met die Heilige Gees. Die keuse lê vanoggend by jou. Hy is 'n vriend van my, en hy wil ook 'n vriend wees van jou vanoggend. If you don't know him, hier is jou kans vanoggend. As jy meer van hom soek, sal hy meer van homself gee. Dis jou kans vanoggend. En ek wil vir jou vra, net daar waar jy sit vanoggend, as jy voel die Heilige Gees praat met jou in hierdie oomblik, en jy wil vir hom sê, Heilige Gees, hier is ek. Net daar waar jy sit, soos in die begin hy vir jou gesê het, lig op jou hande en strek uit na boontoe. Let me touch your heart this morning. Net daar waar jy is, lig jou hand in die lig. It is between you and God. It's between you and the Holy Spirit. The Lord sees your hand. En hy sal jou aanraak vanoggend. Wanneer ons gaan sing, sê vir hom vanoggend die begeerte van jou hart. Die begeerte wat hier binne in jou sit. Sê vir hom vanoggend, Here, hier is ek. Here, hier is ek. Ek glo wat U sê, Here. U is hier. Hier is ek, Here. I want to touch you. En ek gaan vra vir jou, en sing nou op die einde. Staan net op jou voete. En soos jy sing, sê vir die Here wat jy van hom verwag. Kom ons staan. Heilige Gees, dit is volgens die gebed van ons harte. That you will rain down in our lives. That you will help us to testify about the goodness of God. Here, dat U die een sal wees, dat ons sal rig en lei om disippels te wees, sout en lig te wees, en dat ons sal weet, ons het krag om dit te kan doen, ons moet net vra. Ons moet net in geloof uitstap en sê, Here, hier is ek, gebruik my.
en die leuen wat die vyand oor soveel van ons lewens sal spreek om te sê, jy is nie goed genoeg om gebruik te kan word nie. Jy kan nie gebruik word nie, jy het nie die talent nie, jy het niks wat dit vat om gebruik te kan word nie, dat daardie leuen oor mense se lewens gebreek sal word, en dat elkeen sal besef, ek kan iets vir die Here doen, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor sy Heilige Gees binne in my. Greater is He that is in me than he that is in the world. En daarom, Here, in hierdie oomblik bid ek ook vir enige iemand, Here, enige iemand wat hier is vanoggend, wat die leuen van die vyand geglo het om te dink hulle is nie goed genoeg nie. I want to tell you this morning, by the power of the Holy Spirit, you are good enough, not because you are good, but because God is good. En hy het jou geroep om iets spesifieks vir hom te doen. Moenie dat die vyand vir jou jok en sê, jy is net hier om 'n kerkbank warm te sit nie. You have been chosen by God for a time such as this. En daarom vat dit vanoggend. Sit jou persoonlikheid uit die pad uit. Ag, ek is nie iemand wat met mense kan praat nie. Man, die Heilige Gees maak jou iemand wat met mense kan praat. Die Heilige Gees gee jou krag, hy gee jou moed. Vra dit net vir hom. Dankie Here. Dankie Here. Thank you Lord. Ons sal volgens die byeenkoms afsluit, en ek herinner elkeen daaraan dat ons Woensdag aand nog 'n byeenkoms gaan hê vir Pinkstertyd. Ek nooi jou, daar's 'n woord op my hart ek vir jou gaan bring, maar ons gaan ook Woensdag aand spesifiek gebruik om vir mense te bid, vir die krag en die salwing van die Heilige Gees op hulle lewe, dat daai vuur aangesteek sal word binne in jou. So ek wil hê, kom met 'n verwagting Woensdag aand, nooi mense, en as jy self daai begeerte het om te sê, Here, hier is ek, dan kom jy ook Woensdag aand en jy kom staan en jy lig jou hande op en jy sê, Here, hier is ek. Gebruik my. So kom wees welkom Woensdag aand 7 uur, hier waar jy nou is. Ons gaan 'n wonderlike tyd saam hê en die Heilige Gees gaan wonderlike dinge in mense se lewens doen. En ek weet ook, dit gaan 'n tyd wees waar die Heilige Gees mense gaan losmaak. And He is going to catapult you into a new season, a new direction, in the name of Jesus. Kom Woensdag aand met 'n verwagting. Maar volgende as jy gebed nodig het, volgende as daar iets in jou lewe is, kom na die tyd, kom staan hier voor, ons bid saam met jou. En ons vertrou die Heilige Gees. Dankie Here. Van al die volheid, kom waai deur my. Ag, wat 'n ou lied. Sjoe, bring soveel herinneringe terug. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid vanoggend so saam. Dankie dat ons so byeen kon wees, Here, net hoor weer en herinner word, en vir die wat dalk nie geweet het wie U Heilige Gees is. En ons is dankbaar, Here, dat hy daar is om ons te rig en te lei. Dankie, Here, dat U ons help en bystaan. Ons loof en ons prys U. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en met elkeen bly tot in alle ewigheid. Amen.